Goeiemôre broers en susters en ook alle besoekers wat vandag saam met ons hier is. Het is 'n voorreg dat ons so nog steeds as die kerk van die Here bymekaar mag wees, al is ons nou nie in ons gereelde plek nie. Ons het nou vanmôre nie projeksie nie. So ons sing gereeld daarom bekende psalms oor die algemeen. En as julle nie het nie, asseblief sit by mekaar en kyk by mekaar af. Ons begin ons erediens vanmôre deur saam te verklaar: uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons staan dan, sing ons saam Psalm 84. Sing saam vers 1, vers 2 en vers 6. Ons luister saam na die wet van die Here. Ons gaan vanmôre kyk na Paulus se opsomming van die tweede tafel van die wet uit Romeine hoofstuk 13. Ek lees vir ons vanaf vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, die wet vervul. Want dit
Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die lig, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam van Skrifberuiming 9:3. Dit is die beruiming van die eindste gedeelte wat ons nou gelees het, Romeine hoofstuk 13 vers 8. Skrifberuiming 9:3. Voor u wet staan ons skuldig. Skrifberuiming 70. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid. As ons weer die naweek so die reën wat U gestuur het waardeer, ontvang in afhanklikheid van U, en ons besef weer dat U is altyd in beheer. U laat dit reën oor die aarde, U gee weer nuwe lewe, U skenk weer groei, U verander die seisoene en ons weet ook dit is in U hande. Daarom vertrou ons ook vir die seisoene van ons lewe, die tydperke van ons lewe waar daar verandering is. Alhoewel daar tye van droogte, 'n tyd is vir die plante om dood te gaan, alhoewel daar tye is wat ons nie U guns altyd sien nie, weet ons dat ons lewe is nogtans in U hande. U is ook soewerein oor die gebeure wat in ons lewe plaasvind.
Ons dankie Here dat ons as u volk vanmôre bymekaar mag kom en dat ons u mag ontmoet. Wat 'n voorreg het ons ook nie om die naam aan te roep en te weet dat u nie net hier teenwoordig is nie, maar dat u ook begeer dat ons u woord moet hoor, dat ons lewe daarvolgens moet inrig, dat ons moet luister wanneer u praat, daarmee saam dat ons ook die troos kry, dat u met ons wil praat, dat u ons leer wie ons is, waar ons waarde en ons belang in hierdie lewe lê, dat u ons ook so geopende ore en ontvanklike harte sal gee vir u woord. Skenk ons rustige samekoms tot eer van die naam. Ons bid, Here, soos ons die naweek ook gedurig gebid het, dat ons same syn vandag hier en ook die hele naweek tot eer van u naam sal wees. Dat u ons gemeente sal versterk daardeur, deur die onderlinge verbondenheid. Dat u ons nuwe liefde vir mekaar gee, dat ons mekaar beter leer ken het. En dat u ook vandag met ons verrigtinge sal wees. Gewe Here al ons sonde. Ons weet dat u sê dat elkeen wat sê dat hy nie sonde in hom het nie, maak u tot 'n leienaar. So staan ons almal skuldig voor u regsbank, maar in Christus staan ons almal ook vrygespreek van ons skuld. En daarom is ons aan niemand iets verskuldig behalwe om mekaar lief te hê en ook bo alles u lief te hê. Ons bid Here dat u in ons harte deur die Gees sal werk om so vir u lief te wees, ook vir mekaar lief te wees. Seën ons so Here hierdie erediens verder. Mag die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart u welgevallig wees, Here ons rots en ons verlosser. In Christus naam bid ons dit. Amen. Liefdes, ons sou nou saam sing vanuit ons belydenis, maar ek gaan dit vir ons voorlees uit die apostoliese geloofsbelydenis. Ons bely in ons harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die skriflesing vanmôre is uit die eerste boek van die apostel Petrus, 1 Petrus. Ons tema op die kamp was en is nog steeds vreemdelinge en bywoners. Petrus rig sy brief juis aan hierdie mense. Ons lees daarom vanmôre saam uit 1 Petrus hoofstuk 1. Ons lees die eerste 9 verse saam, daarna uit hoofstuk 2, vanaf vers 11 af tot vers 17. Petrus hoofstuk 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bithynië, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede en oorvloed aan julle geskenk word. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dis hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê
op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet of verwelk nie, en wat in die hemele vir julle in bewaring gehou word, ja, vir julle wat deur die geloof, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word, vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom. En jubel met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Kom jy saam hoofstuk 2 vers 11 tot vers 17. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Wees, ter wille van die Here, onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagdraer, as aan die prokurator, die mense wat deur die keiser gestuur om misdadigers te straf, en die wat goed doen, aan te prys. God wil immers hê, dat julle, deur goed te doen, die onkunde van dwaase mense stopsit, leef as vry mense, nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beheer, ontzag vir God hê, en die keiser respekteer. Ons fokusverse is dan vers 1 en vers 2 en vers 11. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Dan vers 11 van hoofstuk 2. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Liefdes in ons Here, Petrus skryf sy brief en hy rig dit spesifiek aan die mense wat hy noem die vreemdelinge van die diaspora en later weer die bywoners en die vreemdelinge. In Petrus se tyd was dit die algemene naam en die algemene woorde wat gebruik is vir mense wat eintlik so van 'n ander plek afkom en hier kom bly in jou land. Dis mense wat geïntegreerd in die samelewing was. Hulle het werke gehad, hulle het huise gehad, hulle het kinders gekry, maar dit is ook baie bekend gewees dat hulle nie eintlik inpas nie. Hulle was nie welkom by al die dinge wat die gemeenskap gedoen het nie. Hulle was nie genooi na die braaibroodjie kompetisies toe nie. Die gemeenskap het hulle anders gesien en anders hanteer. Hulle was vreemde gewoontes en hulle het ook ander sienings gehad. Hulle was in die land, maar hulle het geweet hulle behoort nie deel van daai land te wees nie. Ek dink gerus hoe ons nie voel as ons by 'n vreemde plek is nie. 'n Plek waar ons dalk nog nooit van tevore was nie, 'n plek waar jy dalk heeltemal anders lyk, soos Indië of China. Jy praat anders, jy dink anders, jy doen dinge op 'n totale ander manier. Natuurlik sal jy uitstaan in die samelewing. Dit is 'n gegewe. In die Ou Testament is al gereeld van God se kinders wat as vreemdelinge hanteer was. Nadat Abraham geroep word om in Kanaan te woon, sterf sy vrou na baie jare. Op soek na 'n plekkie om haar neer te lê, 'n graf, gaan hy dan na 'n man toe en hy wil die grot by hom koop. En hy sê vir hom, ek is 'n vreemdeling in hierdie land.
Ek weet nie, ek is maar net 'n bywoner. Ek het dus geen grond wat aan my behoort nie. Ek het geen erfenis nie. Ek gaan net deur die land, maar ek behoort nie aan die land nie. En die Israeliete sou in Egipte later dieselfde beleef en later in ballingskap weer. Petrus sê dieselfde identiteit as die volk in die Ou Testament, dieselfde identiteit het Christus se volgelinge nou in Klein-Asië. Die wat in Christus glo, is vreemdelinge en bywoners. En dis meer as net 'n titel, is hulle identiteit. Maar dis ook ons identiteit vandag, sê Petrus. Ook ons is vreemdelinge en bywoners, nie in ons land nie, maar in hierdie wêreld. Die vreemdelingskap is ook niemand se skuld nie, maar is God se toedoen. Ons is vreemdelinge nie omdat die wêreld in die eerste plek ons verwerp nie, maar in die eerste plek omdat God ons kies. Dis God se keuse, God se besluit. Vers 2 lees ons dat hierdie identiteit 'n gawe van die Here is, 'n gawe van God drie-enig is. Ons is vreemdelinge en bywoners in die eerste plek omdat ons uitverkies is deur die voorkenners van God die Vader. Voor al die eeue het hy ons geken en het hy besluit om ons eenkant te sit, om ons vreemdelinge vir die wêreld te maak. Ons is dus uitverkore vreemdelinge. Tweedens is ons vreemdelinge omdat ons geheilig is deur die Gees. Heiliging beteken om af te sonder, om eenkant te sit, om 'n skeiding te maak tussen wat vir in God se oë goed en reg is ook. En so het die Gees in ons harte kom werk en ons afgeskei van die samelewing van die wêreld, uitgehaal uit die wêreld, maar nog steeds deel van hierdie wêreld. Dit is daarom dus geheiligde bywoners. In die derde plek sê vers 2 vir ons, dat die heiliging wat die Gees in ons werk, ons ook gehoorsaam aan Christus maak. En daarom lyk ons ook anders. Ons het 'n ander lojaliteit as die wêreld. Maar in besonder sê dit dan dat ons besprinkel is met die bloed van Christus. En dit is die hoeksteen van ons identiteit. Hierdie beeld kom uit Eksodus hoofstuk 24, waar die Here weer sy verbond met die volk bevestig. Hy trek weer die verbond op, en net soos die vorige kere by Eksodus 19, stem die volk in en sê, ons sal alles doen wat die Here beveel het. En as beeld, as bevestiging daarvan, sprinkel Moses dan die reinigingsoffer bloed op die volk en op die ark van die Here. Dieselfde bloed is op die ark en op die volk en het verbind hulle, maar dit het ook die volk gereinig. Waarom sê die beeld twee dele? Is 'n reiniging, maar ook dat God sy volk aan hom toe-eien. Dit is sy persoonlike eiendomsvolk. Petrus sê, maar nou is nie meer die bloed van bokke en stiere nie. Die bloed van Christus wat ons verbind. In Christus word ons verbind in 'n verhouding, 'n verbondsverhouding aan God. Ons word ook gereinig in hierdie verhouding. 'n Reiniging wat voortduur tot die einde van ons lewe. As burgers van 'n koninkryk wat nie in hierdie wêreld behoort nie, sal ons ook nooit altyd inpas nie. Nooit heeltemal inpas nie. Ons loyaliteit lê elders. Ons hoop is anders as die wêreldsin. Die wat uit die wêreld is, sal ongemaklik wees rondom ons. En weer eens is dit nie omdat ons vervreemd is van die wêreld nie, nie omdat ons verdwaal het nie, maar omdat God ons gekies het, ons geheilig het, en ons besprinkel het. Dan gaan Petrus egter verder. Hy sê hierdie vreemdelinge wat aan wie hy die brief skryf en ook aan ons, het bepaalde kenmerke. En hierdie kenmerke is deel van ons identiteit, eintlik kern aan ons identiteit, en ons kry dit in vers 3 tot 9. Hy gee vir ons 4 begrippe. Die eerste een, hy sê die kenmerk van 'n vreemdeling se identiteit, is dat hulle 'n lewende hoop het. Lewende hoop, omdat ons deur Christus, deur sy opstanding, ook tot weergebore is, en nou 'n hoop het wat lewe. En is anders as die normale gebruik van die woord hoop. Ek hoop het reën môre, of ek hoop môre is 'n mooi dag. Dit is meer iets wat sê, ek wens dit sal so wees. Sulke hoop is nie vas en seker nie. God sê,
Ons is wedergebore tot 'n lewende hoop, 'n vaste hoop, 'n hoop wat ons het, wat lewe, omdat Christus ook lewe. En daarom is dit 'n vaste hoop op al God se uitstaande beloftes. Dan kry ons ook hierdie opdrag in 1 Petrus 3 vers 15, dat die wêreld ook hierdie hoop in ons sien. En wanneer die wêreld dan navraag doen, die mense in hierdie wêreld navraag doen, oor die hoop wat in ons lewe, moet ons 'n antwoord gee. Ons moet gereed wees om rekenskap te gee oor die hoop wat in ons lewe. 'n Lewende hoop. In die tweede plek, 'n ewige erfenis. In die Ou Testament het Israel, vir die Jode, Israel se land as deel van die belofte van God aan Abraham ontvang. Dit was hulle erfdeel. En dit was 'n wêreldse erfstuk. Ons het 'n ewige erfdeel. 'n Erfdeel wat nooit vergaan, nooit besmet of soos 'n blom verwelk nie. En ons besit hierdie erfdeel reeds, maar hy word eers aan die einde van die dag tot krag. 'n Ewige erfdeel wat deur God se krag vir ons bewaar word. In die derde plek, 'n kenmerk. Ons het 'n kosbare en 'n suiwer geloof. Die vrug van die uitverkiesing is die geloof. Hierdie geloof maak ons drasties anders as die res van die wêreld. Besonder hoe ons reageer. Petrus sê dat ons geloof ons onderskei van die ander mense in die wêreld. Want wanneer swaar tye oor ons kom, wat ook oor ons gaan kom, dan reageer ons daaroor met 'n gejubel. En deur die swaar kry louter ons geloof en raak dit kosbaar. Kosbaarder selfs as die waardevolste goud. In die vierde plek, 'n verlossing wat reeds begin het. Liefdes, ons wag nie vir die verlossing nie. Ons is reeds verlos. Daarom skryf Petrus en hy sê, wat kan die wêreld tog van julle wegneem wat julle nie reeds het nie? Die verlossing van ons siele het ons reeds deel. Dit vul ons met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, maar ook 'n vreesloosheid om ons identiteit uit te leef. Vreemdelinge in die wêreld, maar burgers in God se koninkryk. Burgers met 'n lewende hoop, 'n ewige erfenis, 'n egte en 'n kosbare geloof en verlossing wat blydskap bring. Ten slotte sê Petrus dat hierdie identiteit spanning met die wêreld skep. 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 bevestig hy ons identiteit in dieselfde woorde as in Eksodus hoofstuk 19. Ons wat eers geen volk was nie, maar nou God se eiendomsvolk geword het. Nou deel van sy uitverkore koninklike priesterdom is, afgesonder om sy verlossingsdade te verkondig. Nou sê hy, as vreemdelinge en bywoners met daardie identiteit vermaan ek julle. Hy vermaan ons met praktiese riglyne. Eerstens, weerhou julle van die liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Want ons liggaamlike begeertes wil hê ons moet soos die wêreld wees. Wil hê ons moenie vreemdelinge en bywoners wees nie, maar eerder inpas, eerder dieselfde identiteit hê, nie 'n unieke een nie. Vers 12 dan die positiewe opdrag. Gedra julle goed onder die heidene, dat selfs al moet julle beswadder word as misdadigers, hulle God kan verheerlik op die dag van besoeking, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Ons wil nie anders as die wêreld leef, om net uit te staan nie. Ons wil anders as die wêreld leef. En Petrus noem dit om goed te doen. Ons wil dit doen, want dit is wat die Here van ons vra. Dit is wat hy in sy wet wil hê. Here Jesus sê in Johannes 14, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Dan sal julle aan ander goed doen. 'n Voorbeeldige lewe, 'n lewe wat nie saamgaan nie, 'n lewe wat nee sê vir die sonde van hierdie wêreld. 'n Lewe nie tot voordeel en tot goedkeuring van mense nie, maar tot eer van God. In die laaste plek sê hy in vers 17, julle moet alle mense respekteer, medegelowiges met liefde beheer, ontzag of vrees vir God hê, en die keiser respekteer. Petrus vat al ons verhoudinge op 'n horisontale en op 'n vertikale vlak. Hy sê eerstens, die wydste sirkel, respekteer alle mense. Alle mense is geskaap in die beeld van God.
Daarom al is dit nie altyd maklik nie, moet ons respek toon vir ander mense. Nie hoogdrawend en nie onsself hoër hou omdat ons tot heiligheid geroep is nie. Maar eerder 'n voorbeeldige lewe met respek vir die mense in die wêreld. Tweedens, ons verhouding op mekaar. Hy sê beheer die medegelowiges met liefde, meer as net respek. Sê hy broederliefde, liefde wat 'n hegte band tussen ons vorm. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. In opsigte van God, sê Petrus, vrees God, ontzag vir God, toewyding en eerbied, 'n heilige ontzag, die hoogste lojaliteit aan die wêreldkoning, maar vir die wat die wêreldkoning aangestel het om oor ons te regeer. Aan hulle eer die keiser, respekteer die keiser. En selfs die keiser wat die mense vervolg het in Petrus se tyd. Ons 'n mooi balans wat Petrus sê. Hy sê wanneer God se eer in gedrang is, sê hierdie selfde Petrus in Handelinge 5, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Vrees God, eer die keiser. En selfs al sou vervolging dan volg, sê hy, dit is beter om vervolg te word en te ly omdat ons goed gedoen het, as om te ly wanneer ons kwaad doen. Liefdes, ek sluit af. Verhaal wat 'n Amerikaanse prediker vertel oor hoe hy en sy kerk op pad was met 'n groot reis na Oos-Europa. En op die grens van Hongarye en Roemenië het die soldate die passasiers begin ondersoek in die trein. Die deur word toe oopgemaak van hulle treindeur en 'n gewapende soldaat met 'n streng gesig het nader aan die prediker geloop. Hy het hulle almal beveel om hulle paspoorte uit te haal. En soos hulle almal in hulle sakke grou, hoor hulle skielik 'n brullende stem wat sê, jy is nie 'n burger van hierdie land nie, jy is nie 'n Amerikaner nie. Hy sê hy kon die sweet op almal se voorkoppe sien uitslaan het. En die vrou wat langs hom in haar sak gegrou het die Bybel uitgesteek. Soldaat het nader geloop, navraag gedoen oor die boek, en sy het bewend die Bybel uitgehaal. Hy het die Bybel gevat, deur die blaaie geblaai en vir haar teruggegee en gesê sy moet lees. Sy het gelees. Julle is dus nie meer vreemdelinge van God nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Die soldaat het geglimlag en gesê, jy is nie 'n burger nie, jy is nie 'n Amerikaner nie, ek is nie 'n Roemenier nie, maar ons is burgers van die koninkryk van God. Vreemdelinge in hierdie wêreld, maar tuis in die kerk en deel van 'n hemelse huisgesin. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie, Here, dat ons uitverkies is uit hierdie wêreld, geheilig is deur U Gees en besprinkel is met Christus se bloed tot die reiniging van ons sondes. Here, ons weet ook dat hierdie kosbare identiteit, dat ons aan U behoort, dat ons 'n hemelse burgerskap het, dat ons vreemdelinge en bywoners is in hierdie wêreld. Dat dit soms ons uitdaag, dat dit rusie veroorsaak, dat dit konflik bring tussen ons en hierdie wêreld. So dink ons ook aan gelowiges reg oor hierdie wêreld wat ernstig vervolg word as gevolg van hulle identiteit. Maar ons weet ook dat elkeen wat hierdie identiteit het, ook vervolging sal beleef. En bid ons, Here, dat U deur die Gees ons nie net sal heilig nie, maar ook sal sterk maak en sal troos. Dat selfs wanneer daardie tye kom, dat U ons sal bewaar en beskerm. En selfs al moet die ergste gebeur, het ons reeds deel in die verlossing. En 'n erfenis wat ewig is, wat niemand van ons kan wegneem. Ons bid ook so vir ons gemeente. Ons dankie vir die geleentheid om saam te kan groei in die geloof. Ons dankie vir die geleentheid
om as gemeente saam te mag kuier en te mag eet. Ons bid, Here, wees ook so met die wat siek is en swaar kry. Wees ook die wat in hierdie week 'n geliefde in die dood afgestaan het. Ons bid, Here, dat U ook so die seënende hand oor hulle sal hou. Ons bid bovenal, Here, die koninkryk mag kom. Die wil sal geskied soos in die hemel en so ook op aarde. Want aan U behoort die koninkryk en die mag, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir kollekte. Ons het net een kollekte vandag onder die erediens. Ons gaan ons gaan die kollekte dan saam as 'n som opneem en in 2 deel vir barmhartigheid en vir ons emeritaatsversorging. Sing ten slotte saam Psalm 100. Die fokus op vers 2. Die Here is God en erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 100, daarna sluit ons af. Liefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.